So jy weet as jy saadproduksie doen is daar sekere standaarde en daai tipe van goeders wat gevolg moet word. By Klein Karoo saadproduksie is niks anderster nie. Leon Banting verduidelik ons bietjie meer. Wat is die verskillende goed waarna hulle kyk en wanneer jy saad koop by Klein Karoo, kan jy maar weet, goeders is reg. Check 'n bietjie hierso. Hallo julle, goeiemôre, amper goeiemiddag. Welkom by punt 4 by nakontroles. My naam is Leon Banting. Hier langs my is Kian Snyman. Hy gaan my 'n bietjie help net om te praat oor die nakontroles vandag. Nou ja, wat is 'n nakontrole? Nakontrole is 'n proses wat ons volg om die variëteitsegtheid te bepaal van die variëteit. Met ander woorde, het die karaktereienskappe van die kultivar dieselfde gebly deur die hele produksieproses. Dan kyk ons ook na die fisiese suiwerheid. Dit sluit in ons kyk nie dat daar nie moontlike vermenging is nie. Daar kan dalk mos nou eie saad tussen lente eie saad wees of 'n rooi ei en 'n geel ei. Dis waaroor die fisiese suiwerheid gaan. Nou, hoekom is nakontroles belangrik? Eerstens, ons moet 'n probleem vroegtydig identifiseer. Sou ons 'n probleem optel, moet ons die kliënt so vroeg as moontlik in kennis stel dat daar 'n probleem is moontlik met die lot voordat daai saad verkoop word. Ons noem dit, ons sit die rooi vlag op. Dan die tweede punt is om jouself te beskerm. As daar 'n moontlike eis kan kom in die toekoms, jare wat nadat die saad gelewer is en daar kom 'n navraag en sê jou saad is vermeng of daar's kruisbestuiving gewees en ons het 'n nakontrole gedoen, dat ons ten minste bewys van ons kontrolepunt wat ons op die einde gedoen het om te sê ons het 'n variëteit geproduseer wat aan al die vereistes voldoen. Nou ja, hoe verseker ons variëteitsegtheid? Eerstens kyk ons na isolasie. Nou isolasie is baie belangrik. Julle weet, ons kry verskillende soorte kleure eie. Baie soorte, baie geel, jy kry rooi, jy kry wit. En eie kruisbestuif baie maklik. So ons moet 'n goeie isolasie afstande handhaaf tussen die verskillende variëteite. So as jy en jou buurman langs mekaar is in julle plante variëteit, dan is dit moet jy verkieslike isolasie van 'n sekere afstand moet jy handhaaf afhangende van die kliënt se behoeftes. Isolasie kan enigiets wissel vanaf 1000 meter tot met 5000 meter. Daar is SANSO regulasies wat riglyne gee, maar die kliënte het baie keer ook hulle eie vereistes. Jy kan byvoorbeeld 1000 meter isolasie hê tussen twee geel eie, maar die kliënt wil dalk 1500 of 2000 meter hê, dan moet jy dit eerbiedig, daai isolasie. Dan kyk ons ook wat is nog 'n punt om seker te maak dat die variëteit eg is. Ons kyk na rouging. Nou wat is rouging? Rouging is 'n verwydering van aftipes. Aftipe plant is 'n enige plant wat nie soos die res van die plante lyk nie. Met ander woorde, 'n plant wat baie meer groeikragtig is as die ander plante of dalk vroeg saad skiet en dan kyk ons spesifiek rouging, kyk ons na die blomtyd. Dis die belangrikste deel van rouging. Jy kan op 'n baie vroeë stadium kan jy ook rouging doen, selfs in die stadium van saailinge in die kwekery. In sommige gevalle kan jy al in die kwekery op die saailaai kan jy al sien, veral by lente eie, as daar 'n plant is 'n aftipe wat baie meer groeikragtig is as die ander is. By rouging 'n belangrike punt, selfs net nadat jy geplant het en jou plante begin groei, moet jy op 'n gereelde stadium die land inspekteer. Jy kan selfs aftipes in groei stadium al sien nog voordat hy in blomming gaan. En dan die heel belangrikste is jou rouging in blomtyd, veral as jy 'n basterproduksie doen, om te kyk na dat jou styfmeelstorters uit die wyfies uit verwyder word. Sou die wyfie nie baie suiwer is nie, en sy maak styfmeel, moet daai plante moet verwyder word en dit moet so vroeg as moontlik gebeur. Sodra vliese gebars het in blomtyd neem 'n aanvang, moet jy gereeld deur daai lande stap om te kyk of daar styfmeelstorters is, hulle moet verwyder word. Dit is baie belangrik. Volgende een, fisiese suiwerheid. Hoe sorg ons dat fisiese suiwerheid gehandhaaf word? Eerstens, by basterproduksies moet die mannetjies verwyder word. As die bye uit die land uit is of die bestuivingstyd is verby en jou saad begin ryp word, voordat jy oes, moet alle mannetjies verwyder word en dan moet inspeksie gedoen word, seker maak alle mannetjies is uit die land uit. Dit kan gebeur as jy dit nie verwyder nie. Party mense wil dit graag net plat trap en sê as hy plat lê gaan ek hom nie optel nie, maar 'n werker sien 'n eierkop en hy tel hom op. So jy moet seker maak alle mannetjies is verwyder uit die land uit. Dan
Skoon sakke. Ons kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Verkieslik nuwe sakke of sakke wat nog nooit vir saad gebruik is nie of baie goed skoon gemaak word. Saad kan baie maklik in jou voerings van jou sakke wegkruip, dat jy dit nie agterkom nie. Dan natuurlik jou droogstoor. Julle het almal baie pallette in die droogstoor en baie keer word die pallette oorgetrek met oogiesdraad of met skadinet en dit is 'n baie goeie wegkruipplek vir saad. Ons het al in die verlede pallette gevat na die oestyd en as jy 'n pallet so stamp op die grond en val dan selfs 'n paar honderd saadjies uit. Ons het dit al gekry. So daaraan moet jy seker oplet. Wanmasjien ook natuurlik baie belangrik, maak deeglik seker jou wanmasjien is skoon gemaak. Ook inspeksie doen op jou wanmasjien. As jy hom klaar skoon gemaak het, laat hom sommer 'n paar minute loop, laat hy alles uitskit en maak hom weer skoon vir die tweede of derde keer as dit nodig is. Etikette op die sakke, krities belangrik. Ons vat geen sakke in wat nie etikette op het nie. Etiket binne en buite. Kan gebeur dat hy van die lorry af, jy weet, laat jou buitenste etiket partykeer van die lorry as jy ry breek hy dalk af en ons sien hom nie. So dan moet nog 'n kontrolepunt in wees as hy ingelewer word en daar's 'n sak wat nie etiket is nie, word hy afgehaal eenkant gesit en hy word nie ingeneem nie totdat behalwe is 'n etiket aan die binnekant is. So dit is krities belangrik. Dan gaan ons aan na die eie met die evaluasies toe. Hier kan julle sien, het ons die blokkie. Ons kyk basies eerstens na die kleur, is die belangrikste. Is al die bolle dieselfde kleur? Is die groeikragtigheid van die plante eenvormig? Julle kan sien hierso dit is baie mooi. Die lotte hier naby ons het basies geen probleme nie. So op die oog af lyk dit baie goed. En dan kyk ons ook na die tyd wat hy val. Partykeer is 'n aftipe geneig om of vroeër of later te val as die res. Ek gaan gou daarvan 'n paar foto's wys. Ons het 'n paar voorbeelde van aftipes. Dit wil jy glad nie sien nie. Daarso met tydens evaluasie kan julle sien hierdie rooi ei is eintlik 'n pink ei. Hy het geel en wit in. So ja, dit is waarom ons die nakontroles doen. Daar kan jy nou duidelik sien. Ek dink hier's nog 'n foto vir ons. Jy kan ons so omvat. 'n bietjie kyk. Dis wat ons nie graag wil sien nie. Daar kan julle ook sien. Wat hier moontlik gebeur het, daar kan probleme kom met verwydering van die styfmelstorters. As dit nie goed genoeg is nie, dan kry jy gewoonlik hierdie aftipes in, veral wanneer daar 'n rooi met 'n geel ei gekruis word. Dit gebeur ook soms dat ons 'n rooi en 'n geel met mekaar kruis met opset om 'n pink ei te kry. So dan kan jy dalk dit kry. Kan ons so 'n bietjie deur gaan. By lente eie kyk ons weer eens ook maar na die kleur en die groeikragtigheid moet eenvormig wees en dan kyk ons na meerstammig of enkelstammigheid. Lente ei moet verkieslik 'n enkelstam hê. As daar 'n lente ei is wat meer as een stammetjie maak van 'n vroeë stadium af, moet hy verwyder word. Dis heel moontlik 'n aftipe. Daar is maatskappye wat meerstammige lente eie aanhou, maar dan doen dit van vroeg af, dan kan jy dit duidelik sien. Maar normaalweg het 'n lente ei een stam, maar op 'n later stadium stoot ons nou 'n tweede kop. So dis nie regtig meerstammigheid nie, dis net 'n tweede steel. So meerstammigheid is iets anderster as 'n tweede kop basies. En dan ons het hierdie proefie gedoen, hierdie een heel op die kant, die hele ry tot onder. Dis nou nie van julle van 'n produksie van ons kwekers nie, dit is ons eie proef wat ons gedoen het om te bewys dat 'n ei met 'n lente ei kruis. Daai rooi vlaggies wat julle sien, dis die plante wat gemerk is wat gekruis het. Hierdie saad wat hier gesaai is, kom van ons proewe af by die blomproewe van verlede jaar. So die eie en die lente ei het langs mekaar gestaan. Ek het 'n kop van verskillende variëteite, 2 koppe van elkeen geoes van die wyfies, om te bewys laat daar of om te kyk of daar kruisbestuiving gaan plaasvind en dit het wel plaasgevind. Hier kan julle sien, hier is die voorbeelde. Kan julle dit mooi sien? Kyk daai dik stingel daaronder. Is baie dikker. Hier twee op die kant is gewone lente eie en dan in die middel laat jy met 'n rooi ei gekruis. En daar is sommer amper sê ek jou lelike mooi aftipe is. Dis 'n baie goeie voorbeeld. 'n Aftipe wat gekruis is, gaan ook 'n bietjie later blom. Jou lente ei blom vroeër, jou kruising en 'n gewone ei gaan later blom. Daar heel op die punt, daai kant, daai 3 plante wat daar lê, dit is die new bunching, dit is die normale kruis tussen die ei en die lente ei. Ons doen daai produksies ook. So dis hy eintlik moet lyk as jy 'n new bunching produksie doen. Daai is 'n kruising tussen 'n ei en 'n lente ei, die new bunching wat ons doen. Jy kan sien hierdie lyk 'n bietjie anderster. Hierdie het natuurlik gekruis. Daai is die produk wat ons wil hê. So julle kan sien
Hy het bietjie karaktereienskappe van albei. Hy het bietjie van ei en van lente ei in. So ook hierdie ene, maar daai is die ene wat ons produseer en hierdie is die probleemgeval. Dan kyk ons na wortels, ook maar dieselfde. Jy kyk na jou wortelkleur hoofsaaklik. Ons plant die wortels in saailaaie, so ons kan nie altyd mooi sien wat is die vorm van die wortel nie, so dis vir ons moeilik om dit te evalueer. So ons kyk hoofsaaklik op die wortelkleur en ook op sy skouers en maar die kliënt kan vir ons sê wat is die karaktereienskappe van die wortel. Hulle sê vir ons foto's stuur en sê hy moet min of meer so lyk. Van die kliënte kom kyk ook self na die kan ons sê na die grow-outs of na die nakontroles. Hulle wil graag by wees. So as dit so kan uitwerk, dan kom kyk hulle letterlik self na die produk van die grow-outs. Ons kyk ook na die groeikragtigheid van die wortel. Partykeer is daar vroeë saadskieters en dis ook moontlike aftipe. Dan net so 'n bietjie in die algemeen, al hierdie plotte wat julle hier sien. Elkene dis 'n 2 gram monster wat getrek word na die skoonmaak van die lot, nadat die kieming uit is. Hy word na ons toe gestuur en hy word in die kwekery gesaai en so 10-12 weke later plant ons hom uit. Hulle realiseer ongeveer so 300 tot 600 plante op elke lot. Elke lot word deurgestap, hy word gekyk met die tyd van die evaluasie. Ons neem 'n foto van elke lot met die bordjie as bewys dat ons die grow-out gedoen het. En dan word hy uitgehaal, fisies met 'n lem en 'n trekker, hy word uitgehaal, hy word uitgepak in rye. Ek dink daar is foto's, jy kan 'n bietjie foto's vir hulle hierso. Daar is foto's van dit. Hy word uitgepak in rye, hy word fisies deurgegaan. As ons 'n probleem optel, word 'n persentasiebepaling gedoen van die probleem. As dit vir ons na 'n groot probleem lyk, dan word 'n nuwe grow-out weer gedoen van 'n minimum van 5000 plante. Dan volg 'n tweede nakontrole. En dit sit die hele proses terug. Ons moet die kliënt in kennis stel om te sê hier's moontlik 'n groot probleem. Ons kan nie die lot laat deurgaan nie. Julle moet die verkoop tydelik kom ons sê stop as die saad nog nie verkoop is nie. Hoopelik het dit nog nie gebeur nie. Maar ons sit 'n red flag op daai produksie en dan word hy staan basies stil totdat daar uitslag kom. Sommige maatskappye meeste maatskappye doen hierdie nakontroles en enkele van die maatskappye doen genetiese toetsing. Hulle sit letterlik die saad of die materiaal van die plante kan hulle deur 'n genetiese toetsing sit en kan hulle baie vinniger die antwoord kry om te sien of dit suiwer is al dan nie. Ja, en ons doen baie moeite met hierdie nakontroles, so dis 'n kritiese belangrike proses wat ons volg om seker te maak ons lewer saad van goeie gehalte aan ons produsente. Right, so dis Leon Bunting van Klein Karoo Saadproduksie. Ek kan sien hier word die goeders reg gedoen. 'n Klomp prosesse en goeders in plek om seker te maak dat as jy daai goeders by jou in die grond sit, dat hulle reg is. Okay, so as jy belangstel, kom met hulle in kontak, linkie bo of hieronder en kan jy eerder of saad by hulle koop of miskien as jy is om 'n eie saad bietjie meer te maak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.